Dankie Here dat ons tot onder ons hierdie gebed sin, Here, wat U ons geleer het om te bid. Bid ons Here dat U koninkryk in ons en deur ons ook sal kom. Dat U wil in ons en deur ons sal geskied, Here, en dat ons mekaar sal voed met die brood waarin U ons voed. Dat U ons sal verlos van die dinge wat ons vashou in hierdie lewe. En dat U ons sal vry maak. Help ons ook, Here, dat ons self en ander sal vergewe, dus wat U ons vergewe. En wanneer ons dan nou hoor wat U met ons wil deel, dat dit byval vind by ons in ons hart. Dankie dat ons vanoggend kan staan tot U naam. Geliefdes, in die woord van die Here staan daar in Efesiërs 3, van vers 14 af. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang het. Bid dat hy vir julle en vir ons, na die rykdom van sy heerlikheid, dit sal skenk, om deur sy gees met die krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur geloof in ons harte mag woon, terwyl ons in die liefde gewortel en gegrondves is van die Here, die Almagtige.
Geliefdes, genade en vrede vir ons van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van God, Heilige Gees. Ontvang die salwing en die seën van die Here. Amen. Geliefdes, is 'n voorreg om vanoggend hier te wees en saam die Here te kan dien. En deel van die saamwees hier is om kennis te neem van God se Gees en ook kennis te neem van God se woord, maar ook so God se wil. En daarom het ek vanoggend vir Annemie en JP gevra om vir ons onderskeidelik die wil van die Here voor te hou. En terwyl hulle gereed maak om na God se, of ons gereed maak om na God se wil te luister en hulle gereed maak om die wil van die Here vir ons voor te hou, wil ek vra dat ons hierdie lied sal sing. Ek gee aan julle dit gebod. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n skrifvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Dankie Annemie, geliefdes, kom ons bely ons geloof saam met JP en ek wil vra, ons kom ons staan op en ons bely ons geloof saam. Luister, hoor geliefdes, die Here is God. Hy is die enigste Here. Daarom moet ons die Here ons God lief hê, met ons hele hart en siel, en met al ons krag. So staan dit geskryf in Deuteronomium 6 vers 4. Kom ons bely nou ons geloof saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, die God van Abraham, Isak en Jakob, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God ons Vader, voor al die eeue uit die Vader gebore, deur wie alles tot stand gekom het. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit Maagd Maria vlees geword en mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Die dag het hy die dood opgestaan en het na die hemel opgegaan. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees. Ons glo in een Heilige Gees, in die Heilige Gees self ook God, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy spreek self tot ons en spreek tot ons deur sy woord.
Ons glo aan een heilige geloofsgemeenskap, gebou aan die leer van Jesus Christus, ons Here, die hoeksteen en fondasie van ons lewe. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sonde, die doop van ons Here in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewendes na die dood, soos ons Here dit gegee het aan die wat in hom glo. As huisgesin van God, as individu van en as sionslig, bely ons liefde en getrouheid aan ons enigste Here en God, Vader, Jesus, Heilige Gees. Amen. Baie dankie JP. Kom ons antwoord op die belydenis, geliefdes, en kom ons sing hierdie pragtige lied God. Die gedagte wat die Here vanoggend in my hart gelê het, is 'n gedagte wat ek in hierdie week ook ontvang het van iemand af wat vir my hierdie besondere videoboodskapie gestuur het. En ek sal hierdie videoboodskap vir u later dan ook op die gemeenteblad sal ek dit sit. Dan kan u die boodskap hier ook sien. Baie besondere boodskap wat my baie diep gedink het. En wat so nou verband hou met die elkeen en met my as mens, maar ook so ons gemeente sien ons lig. Die roeping wat die Here vir ons in ons hart gelê het. Elkeen van u, dis wat u vanoggend hier sit. En wanneer ons in hierdie lewe nadink oor ons eie bestaan, dan dink ons dikwels na oor waarom is ons hier? En ek dink die ou gedagte van elkeen het 'n doel, en jy het 'n doel waarom jy op aarde is 'n gedagte wat by ons elkeen dikwels opkom. Partykeer is hierdie doel, waarom is ek hier, en ons probeer ons self oortuig
motiveer dat ek 'n bepaalde doel het op aarde. Is dit ons dryfkrag baie keer. Om betekenisvol te wees en sin aan ons eie lewe te probeer gee. Ander keer sukkel ons met die gedagte, waarom is ons hier? Want ons sukkel en ons stoei met die lewe. Wat maak ons hier? Ek dink onwillekeurig sommer net aan Job. Job, wat my naby in die hart lê. En ook Paulus aan die een kant. As ek dink aan 1 Korintiërs 15. Job wat kom by geleentheid en hy sê, maar dit was vir my beter gewees dat ek nie gebore moes wees. Dit sou beter gewees het, letterlik, dat my ma my dood gelê het, toe ek gebore is. Job het gevoel dat hy iets afskuwelik aan God gedoen het. En dat hy oneer aan God aangerig het en daarom bly hy swaar en hy sien geen betekenis in sy lewe. Paulus aan die ander kant kom basies met dieselfde woorde waar hy kom en sê ek moes liefs nie op hierdie aarde gewees het, ek moes nie gebore gewees het. Ek sit 'n teleurstelling en eintlik 'n verleentheid vir die Here. Paulus dink terug aan sy lewe as Saulus as hy hierdie gedagtes opper. Hoe hy mense vervolg het, mense doodgemaak het, omdat hulle in Jesus Christus geglo het. Vanoggend kom die Here en hy wil met ons daaroor praat. Voordat ek vir ons lees uit die woord van die Here wat ons gaan lees uit Prediker 3 en 4. Kom die Here ook en hy lê in my hart dat ons moet versigtig wees dat ons doel op aarde nie groter raak as God. Jy moet ook versigtig wees dat jou doel en my bestaansreg nie oor my gaan, nie oor jouself, oor die eie ek. Wees versigtig daar. Het gaan altyd oor God. Meer nog, oor God in ons. Die gedagte wat die Here in my hart gelê het, vanoggend is jy is hier op aarde, want jy is gemaak om te pas in 'n bepaalde tyd. Kom ons lees nou saam uit God se woord uit, en ek lees vir ons uit Prediker 3 uit, en enkele gedeeltes daarvan, en ook gedeeltes uit Prediker 4 uit. Met Matteus 24 in gedagte, ek gaan net verwys na hom, jy kan dit later self gaan lees. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil en te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om te dans van blydskap, 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf en 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly
Tyd om te praat. Tyd om lief te hê. Tyd om te haat. Tyd vir oorlog. Tyd vir vrede. Wat kry 'n mens vir die werk waarmee hy vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hulle mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat 'n mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan daar niks byvoeg, jy kan daar niks van wegneem. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag kan hê. Wat is, was reeds, wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Dan lees ek vir ons Prediker 4, 'n paar verse. Prediker 4 begin met die opskrif hier, vir wie sloof ek my af? Verder het ek ook nog al die verdrukking in die wêreld gesien. Die verdruktes slaan, maar niemand help hulle nie. Daar is niemand wat hulle help teen die geweld van die verdrukkers nie. Vers 9. Twee vaar beter as een, hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander een hom ophelp, maar as een wat alleen is, maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen is warm word? Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. En 'n driedubbele tou breek nie so maklik nie. Geliefdes, tot sover het die woord van die Here. Wie 'n kind van die Here is, luister na die woorde van die Here. Hulle doen daarmee moeite en hulle handel ook graag daarvolgens. Die vraag wat die Here aan my gestel het, toe ek na daardie insetsel gekyk het, was, wat maak jy hier? Wat maak jy hier, Kobus? Wat is jou doel op aarde? Wat maak jy? Nie net hier vanoggend iemand, hier op aarde. Hierdie doel hou baie van ons aan die gang. Dit hou ons aan die gang in terme van môre. In terme van vandag. Maar die doel alleen, geliefdes, kan nie ons fokus wees nie, want het gaan jou moeg maak. Het gaan jou klaar maak. Sien, God het ons geskape as sy verteenwoordigers hier op aarde. Hy kom reeds baie vroeg in die skepping en hy sê, julle is my verteenwoordigers. Dit beteken, geliefdes, dat
God jou geskaap het met baie potensiaal. Met sy liefde, met sy lewegewende asem ook binne in jou. Dat soos dat jy hier sit en ek hier staan en die wat later luister, 'n stuk kosbaarheid is in jou. 'n Kosbare mens, bedoel om te pas in 'n bepaalde tyd. En ek weet die lewe speel ook sy rol met ons elkeen. Party mense dink heeltemal te veel van hulle self en ander heeltemal te min. Die feit van die saak is dat ek en jy, soos wat ons hier sit, gestuur is van die Here binne 'n bepaalde tyd. En nou gebeur die lewe met my en jou. En dan raak ons soekend. Ons begin te vra, maar wat doen ek hier en het ek enige doel? Voordat jy weet, begin jy bou aan 'n legkaart, aan 'n puzzle, waarvan jy nie 'n idee het waar die stukke pas. Lyk baie van ons lewens so. Soek ons na plek, soek ons na waar pas ons en waar behoort ons. Dan haal jy vir jou een stukkie puzzle uit. Jy kan dit so aanstuur. Geliefdes, en so is ek en jy. Een van die legkaarte binne in 'n puzzlebox van hierdie lewe. En partykeer is ons, soos wat ons hier sit, 'n klaargeboude puzzle. Ons sien die prentjie en dit lyk mooi en dit lyk goed en ek weet nie wie van julle het al 'n puzzle gedra nie. Ek weet nie wie van u het al 'n klaargeboude puzzle moes oorskryf as jy hom nie gebou het op 'n bord. En dan begin jy stap met hierdie puzzle en jou voet raak vas en jy struikel en hierdie puzzle gly van die bord af en beland op die grond. En dis net stukke oral. Soms voel ons is deel van 'n puzzle waar die stukke nog uitgefigure moet word. Partykeer is ons 'n puzzle wat voel ons moet onsself nog uitfigure. En ek is seker daarvan dat baie van ons wat hier sit, wat al bietjie verder gevorder is in die lewe, baie keer vir jou die woorde van ons jong mense, die woorde sal sê, ek figure dit nog uit. Ek figure dit nog uit. Dis om soos iets te koop en dan moet jy dit aan mekaar sit. Vir ons is dit heel wat makliker wanneer jy iets koop wat jy moet aan mekaar sit. Of laat ek so sê, dit kan vir ons makliker wees as ons net die manual gebruik. Vir vrouens lyk dit maklik,
Want hulle sit met die manual. En dan sê hulle vir jou, goed, jy moet dit so en so. Okay. Maar so is ons lewe ook. Dis soos 'n Meccano stel wat jy probeer aan mekaar sit, soos 'n Lego stel wat jy probeer bou. Jy sit met die pragtige prentjie, maar jy weet nie altyd waar pas die stukkies. Prediker 3 vers 1 tot 9 sê, vir alles is daar 'n bestemde tyd. Vers 10 sê, en 11, dis hier, want jy moet hier wees. En jy pas in 'n bepaalde tyd. Ek het so 'n bietjie in die Hebreëus ook gaan kyk, om seker te maak. Die direkte vertaling in die Engels, ek het met die Engels gaan werk, to everything there is a season and a time, for every purpose under heaven. Dus hier moet jy wees. En God het jou geplaas in 'n bepaalde tyd geniet. As sy verteenwoordiger. En elkeen soos wat ons hier sit, gaan in hierdie lewe verskillende goed beleef in verskillende tydstipte van ons lewe. Ons word nie dieselfde oud nie. Ons is ook nie dieselfde jonk nie. Ons dink nie dieselfde nie. Ons is verskillende mense. Partykeer gaan jy in hierdie lewe dinge beleef wat vir jou lekker en aangenaam is. En ander keer gaan jy in die lewe dinge beleef wat ontstellend is en swaar is om te verwerk. Partykeer gaan jy voel jy bou sommer lekker en maklik aan jou puzzle. Partykeer gaan jy sukkel met daardie een stukkie. Daardie een prentjie wat jy probeer voltooi hier. Jy het die magdom stukkies in 'n legkaart en hulle lyk almal dieselfde en jy weet nie waar hy pas nie. Jy kry net nie daai deeltjie wat missing is. Een ding is seker, daai stukkie is daar. Hy's daar en jy gaan hom kry en hy gaan iewers inpas. Elke mens bou hulle puzzle verskillend. Party begin in die middel en bou buitekant toe, en ander weer bou die rame, kry die hoeke. Bou die raam en dan begin hulle die binnekant te bou. Partykeer is ons baie om 'n tafel en dan deel ons dit in en sê, okay, jy bou daai en jy bou hierdie. En soos wat ons bou, sien ons maar, hierdie stukkie pas daar by my maat en sê, ek dink hierdie is deel van jou nie. So begin ons hierdie legkaart bou en voltooi. En dan is daar die mense wat baie slim is oor. Weet nie of jy van hulle ken nie, miskien sit van julle hier, by die puzzle onderste bo. Genade tog, ek kan hom nie eens reg ombou nie, dan bou hulle hom onderste bo. Hulle sê dit werk makliker. Miskien is hulle reg. Soms gaan jy sukkel met jou prentjie, soms gaan jy sukkel en wonder waar pas jy in. Partykeer kom die lewe en kom pluk aan ons en dan breek ons uit mekaar soos hierdie puzzle en raak ons fragmente van dele en moet ons weer by mekaar gevoeg word.
Ons weer hierdie puzzle herbou. Een ding is seker, jy is hier op aarde, want jy is gemaak om te pas in 'n bepaalde tyd. En so ook ons gemeente. Om in elke tyd, die tyd geleef oor die jare heen wat kom, God se lig en God se liefde te laat skyn en te laat leef. Ek kyk vanoggend oor julle heen hier soos wat julle sit. Elkeen met sy storie. Wat net in verskillende huise geleef word, maar tog so dieselfde is as ek na julle kyk. Hier op 'n regkaart, hier op aarde om God se lig te wees, waar God ons nodig het. Is gestuur deur God om te pas in 'n bepaalde tyd. Of wat God jou bestem het, om sy teenwoordigheid van liefde en lig te kan straal, elke dag in hierdie lewe. En die lewe is vermoeiend. Die Here het jou geroep om daardie lig te skyn, al is dit soms ook donker. Hierdie bewustheid, geliefdes, kom deur 'n diep geestelike ingesteldheid. Ek dink sommer net van ons Here Jesus Christus. Dink aan hoe groot die teleurstelling moes gewees het. Jy albei mense gaan kuier wat jy opgewonde is om te sien. Maar hulle deel nie dieselfde opgewondenheid. Mense wat jy baie voor lief is, en dan kom jy agter, die liefde word nie so met jou gedeel nie. Ek dink vir ons Here Jesus Christus was die teleurstelling groot. Ek meen, hy maak melding al reeds vroeg in Johannes daarvan, as hy sê hy het na hierdie wêreld toe gekom, sy eiendom en sy eiendom het hom nie aanvaar. Sy eie mense het hom nie aanvaar. Ek dink Jesus het baie keer gevoel soos 'n floating stukkie puzzle. Dat was altyd in 'n puzzle daardie een stukkie wat jy dink, hy pas hier en hy pas daar, maar hy pas nêrens. Dan sê hy hierdie kant van die tafel en dan aan daai kant van die tafel. Daai stukkie float al om die bord. Ek dink ons Here het so gevoel. Dat sy diep geestelike ingesteldheid en sy liefde vir ons. Om laat weet en laat bly besef, hy hoort hier by ons. En hoe nader jy in God beweeg, my goeie sussie in die geloof, of jy worstel en stoei met God, en of jy op 'n high is met praise and worship, en as jy moet hier wees. En binne in jou is daar 'n kosbare skat
wat deur God gevorm is. En 'n hart wat vir die Here aanneemlik is. 'n bewussyn dat jy kosbaar is en dat die Here jou wil gebruik. Ek wil hê jy moet net so vir 'n oomblik dink daaraan. Dat die Here iets in jou sien, in my sien, in ons gemeente sien, in ander gemeentes en ander mense. So kosbaar is. Daai kosbaarheid is deel van jou. Die Here het jou kosbaar gemaak. Jy is die hand wat ander ophelp wat geval het. Jy is die een wat die Here geroep het om saam met iemand anders te reis, al trek jy self swaar. Jy is die een wat jou arm om iemand anders te sit wat koud kry. Hulle warmte. Om hulle te help, om hulle tou wat gerafel het, weer te vleg dat dit 'n 3-dubbele tou raak. Wat nie maklik breek nie. Matteus 24 kom die Here en hy sê, wees waaksaam, wees getrou, wees opreg, en bly naby aan hom. Vasberade, vol geloof en betroubaar. Jy is nie toevallig hier nie met Boeteenses nie. God het jou doelbewus in hierdie seisoen en hierdie tydstip van jou lewe geplaas. Met jou gawes wat hy vir jou gegee het. Met jou storie. Omdat jy is. Ongelukkig kom die lewe soms en hy verander die ware jy. En dan word ons iemand anders wat ons nie eintlik is nie. Maar die kosbaarheid van jou en die spesiaal van jou is steeds binne in jou. Dis onlosmaaklik deel van jou. En as jy weer die Here kan vind en jou anker in hom, sal jy in jou tyd op aarde geanker wees in die Here. En 'n anker verander. In hierdie wêreld 'n stukkie hoop verander. Die beste van alles is wanneer jy geloof, hoop en liefde is vir iemand. Dan kry jy self weer geloof, hoop en liefde. In elkeen van julle hande is daar 'n puzzelstukkie. Dit is almal 'n puzzelstukkie. Die hand is 'n puzzelstukkie. Kyk nou. Maak jou hand toe.
God sinne, jy is deel van sy werk. Sien wat jy moet hier wees. Want jy is wie jy is, sê die Here. Sy verteenwoordiging, sy kind, met jou storie en al, is die Here se. En in hierdie taak en hierdie roeping van jou, sal die Here jou bystaan. Soos wat jy jou puzzelstuk vashou. As jy wil, om net vir die Here te vra, help my te wees wie U my geroep het om te wees. Sodat my lig kan skyn vir U in hierdie wêreld. Soos wat jy bid vir jouself, ook ons gemeente op te dra, die werk waarvoor die Here ons het. Vader, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees, Here. Dankie dat U ons uitgesoek het, ons hierheen gelei het. Heilige Gees, ons vra dat U ons vul met die krag en die heerlikheid. Ons te vul en te voed die krag wat U ons gee. Besef, Here, ons is hier, want ons moet hier wees. Bid, Here, dat U ons help om ons ankers weer vas te maak, ons denkpenne weer dieper in te slaan, die toue mooi te span, sodat ons 'n tent vir ontmoeting vir U kan wees. 'n Lig verander, al brand ons lampies baie keer self dof. Ek bid vanoggend, Here, dat U die juk wat op ons rus kom afhaal. Ek bid, Here, dat U vanoggend kom deur die kragvolle werking van U Gees, Here, en ons lamppunt kom stel, dat dit nie rook nie, maar lig maak. Lampglasies kom helder was. Ja, Vader, dat U soveel moeite met ons doen. Mag ons vanoggend hier uitstap dat ons geaanvaar voel deur U, maar ook ander help sodat hulle deur U geaanvaar voel. Soveel stukkende mense, Here. Help ons asseblief. Om hulle stukkie te vat en by ons in te pas, dat hulle weer ook kan heel en deel op. En Abba Vader, soos wat ons hier langs mekaar sit, voor en agter mekaar sit, later hulle wat inskakel ook. Abba Vader, van ons legkaarte is flinters. Die punte is breek en seer gekry.
Bid vandag, Here, asseblief, dat U ons sal herbou, sodat ons een kan wees met U, asseblief, Here. Sodat ons weer heel mense kan word. Bid vandag, Here, dat U ons sal vul deur die krag van die Gees. Maak ons Here asseblief. Maak ons Here asseblief. Dankie dat U U hande op ons elkeen lê, ons wat hier is en hulle wat ook inskakel. Wat sin, Here, kom en heilig my, was my skoon, maak my rein, dat U lig weer deur ons kom. En wanneer ons hierdie lied nou ook gaan sing, wat U vanoggend vir ons gegee het, dat ons geanker wees in U, Here, ons moet hier wees. Ek bid, Here, dat U ons voete stewig sal anker deur die krag van U Gees in U en hier op aarde, dat ons hier moet wees. En ons elkeen is 'n stukkie Moses en 'n Dawid en 'n Sarah en 'n Rut en 'n Naomi en 'n Esther en 'n Maria en 'n Petrus en 'n Josef en 'n Jakobus. Elkeen van ons. Anker dit in ons harte. En gee vir ons die krag asseblief, Here, om 'n geankerde lewe in U te leef en te lei. Gee vir ons die krag om weer naby aan U te kom. En so ook naby aan U te bly. Amen. Geliefdes, wanneer ons hierdie lied ook nou gaan sing, wil ek hê jy moet jou puzzelstukkie in jou hand toevou. En hou hom vas. En ek gaan vir u vra die wat kan, staan op. En kom ons sing hierdie lied. Say,
Geliefdes, soos Rochelle ook vir ons vanoggend gesê het, vanoggend se oppergawe gaan spesifiek om toerusting aan te koop vir ons uitsendings en baie dankie vir elkeen se bydrae ook in terme van dit. En dan as daar iemand is wat oefen en gebed het na die tyd, kan u net na my toe kom en ons kan staan. Wat 'n voorreg het ons nie om ook saam met julle te kan bedien nie. Gerard, Elsabie en Dirk, Nelly, baie dankie. Dit is 'n voorreg om julle as deel van ons span te hê. En ons eer die Here vir julle ook vir die talente wat God julle gegee het. En ons is regtig baie dankbaar teenoor die Here om julle by ons te hê. Julle is geseën en eer van die Here. Geliefdes, kom ons staan op, kom ons gaan heen in vrede en kom ons gaan wees soos wat die Here vir ons vra, die lig in hierdie wêreld, soos wat God dit vir ons vra om ook te kan wees. Kom ons staan op, kom ons sing hierdie lied. Oh
salf u, die Here seën u, die Here sal gaan waar u gaan en hy sal u nooit in die steek laat nie. Die Here het jou op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Jou gesalf en seën met sy liefde en genade as sy verteenwoordiger. Gaan in sy vrede en gaan wees die lig in die lewe wat die Here jou toegeroep het. Hy seën jou. Hy salf jou as een van sy puzzelstukkies. Amen. Dankie dat u kom saamkuier het. As lekker koffie en tee nog daar agter. Die wat behoefte het aan gebed kan net kom vir gebed en dan ook die van u wat gevra het of was 'n doopgeleentheid om ook net na my toe te kom en dan die leidingsklas kry ons net hier so agter so 'n bietjie later. Dankie geliefdes, 'n mooi dag vir julle.